Hierdie episode bevat tonele met grafiese materiaal en is nie vir sensitiewe kykers geskik nie. Gebruik asseblief jou oordeel voor jy kyk. Ek is 'n vierde generasie boer. Ek is ook 'n kommersiële slagter en ek wil mense bewus maak dat ons hier met diere werk en dat 'n lewe eers geneem moet word voordat ons met die produk kan werk. Na 'n lang gesoek het ek uiteindelik 2 mense gekry wat dieselfde passie het as ek vir die vleisbedryf. Vleis is net in my are. Ons hanteer die vleis so mooi. Van die hantering van die lewendige dier Jessie, maar het 'n skop aan hom. tot die verwerking van die vleis gaan hulle staan moet wys. Daar het ek vleis voor my lê, ek sukkel baie keer om dit waar begin jy? Ek is gemakliker, maar ek het nog baie om te leer. Ook in 'n weeklikse kookkompetisie waar ons die snit van die week gaan opdis. Om die steak oorgaar te maak is my grootste vrees. Ek is so al bang en op my senuwees op dieselfde tyd. Elke week is daar 'n wenner, maar ons sal na 13 weke sien wie gaan wegstap met die titel van slagmeester. Met dit in gedagte is daar mos nou net een wenner, maar dit is jy. Goed julle, ons het nou al 'n basiese bekendstelling gehad aan die skaapkarkas. Wel, vandag gaan ons weer skaap behandel. Nou, deel van my filosofie is om alles wat ons slag te gebruik. Vir vandag se uitdaging het ek gedink dat ons miskien ook iets minder gewoons behandel in die vorm van afval. Sjoe. Right. So, vir vandag se uitdaging het vir ons een van ons land se topchefs gekry. 'n Restauranteur, entrepreneur in die kosbedryf, hy het ook sy eie TV-reeks. En hy deel ook hierdie selfde filosofie en dit is niemand anders nie as Bertus Passon. Ek is so bly dat ons vir Bertus Passon kon kry om vir ons hierdie week se uitdaging te gee. Dis 'n ou wat regtig waar weet waarvan ek praat, 'n absolute expert op hierdie gebied. Goed Bertus, ek en jy praat graag oor die totale benut van 'n produk. Wat het jy van vandag se uitdaging in gedagte? Beeswang is baie bekend, varkwang is baie bekend, maar skaapwang is nogal skaars. Dink aan so van die oesters op 'n hoender, daai prime deel, dis die ouetjies. Ja. Okay. Vir vandag se oefening het ek gedink moet ons vir Delico besoek in Riebeeck Kasteel. Ek wil graag julle moet sien hoe hulle skape slag op kommersiële vlak. Bertus, dan gaan ons bietjie later vir jou sien waar hulle hoop om vir ons te beïndruk met hulle lamwangdisse. Ek het hoë verwagtinge, actually. Dit is nou nie dit doen nie. Sien uit daarna. Maar goed, dat ons in die pad val en dan sien ons jou later. Het is lekker vroegoggend, ons is hier by Delico in Riebeeck Kasteel en dis nou meer kommersiële slagtery hierdie, so dit is grootmaat slagtery waar ons 2 skapies geslag het. Ek dink hierso praat hulle van soos 2 tot 300 wat hulle gaan slag vanoggend. Ek dink dis bietjie van 'n ander ballgame. 'n Hartlike goeiedag my boer. Buurman, lyk dit? Frankie en self. As jy fout het. Hierdie is die 2 slagstudente wat ek jou van vertel het. Henry, een van die broers van die familiebesigheid het ons kom groet. Hy's so vriendelik. Hy wil vir ons bietjie meer wys van hoe skape in grootmaat geslag word. So ek is sommer opgewonde oor vandag. As jy vir hulle vandag 'n bietjie sal deurvat, sal ek dit baie waardeer. Verseker, ons gaan nou vir hulle 'n bietjie wit jassies gee en 'n bietjie boots gee en dan gaan ons hulle deur die slagplaas vat. Kom gerus binne. Ek kan net as 'n kommersiële slagter aankoop by 'n geregistreerde slagpale. So ek wou graag gehad dat hulle moes sien al die stappe wat gevolg moet word en ook hoe effektief hierdie ouens te werk gaan. Ek kan sien hierdie storie word baie goed geran hierso by Delico. Ouens staan bo onder. Mens kan sien dis 'n geoefende proses hierdie. Het er nog 'n vragkwaliteit lammers aangekom van 'n plaaslike boer af, want hierdie lammers is almal slaggereed. So dan gaan ons hulle nou hier binne weeg en dan gaan hulle verder na die oornagkrale toe. Hulle gaan nou in 'n oornagkraal ingaan
waar hulle eers vir 12 ure bietjie rustig raak as hulle van die trok afklim. Hoekom ons hulle oornag hou en nie dadelik slag nie? Ons kry die adrenalien uit die skaapie uit, want ons soek sagte choppies, stresvry. Jy het gepraat van die adrenalien in hulle spiere en dinge wat vir my regtig aangenaam is. Dit wys hulle respekteer die diere en dan ook hulle wil die beste produk vir die verbruiker gee. Van die oornagfasiliteit af beweeg hulle na die abattoir toe en dan deur die fasiliteit word dit beweeg totdat dit na die slaghuis toe gaan. Kan ons gaan kyk? Volg my gerus. Delico, dis ouens saam met wie ek nou al van die begin af werk. Die diere se welstand is nommer 1 prioriteit by hulle en dit alles dra by tot 'n kwaliteitproduk op die einde by my op die rakke. Weet jy nie so wat gebeur hier binne presies? So die lammers kom nou van die houkrale af waar ons nou buite was. Ons verdoof hom, ons sny die nek af waar hy dan vir 6 minute uitbloei. Dan begin die dresseringsproses waar ons eers die vel afhaal. Elkeen doen sy ding, sny die potjies af, die volgende ou druk die vel bietjie los. Toe hulle daai vel, hulle maak dit soos 'n ketting aan dit vas en dan druk hulle daai vel af klaar. Volgende. So nadat die vel afgehaal is, dan kyk ons die dier se mond. Ons kyk hoeveel tande hy in het, want dit bepaal die ouderdom. Hierdie mense is so goed geolie. Hulle kyk nie eers wat hulle doen nie. Hulle staan en praat met mekaar en hulle haal die binnegoed uit. Die een ou maak so klein snit en hier val 'n hele sak binnegoed. Ek wil amper sê op hom uit. Hulle noem dit die groen afval. En nadat ons die groen afval uitgehaal het, skuif hy aan op die slaglyn. Dan haal ons nou die rooi afval uit. Ja. Waar jou longe is, jou hart, jou lewer en ons inspekteer hom, want jy tel dit by sy organe op of waar enigiets fout is met die dier. En is ongelooflik, hulle toets die longe en goed daar om te kyk of die dier iets makeer. So as hy daar iets makeer, weet hulle, hy kan nie verder gaan nie, sy proses stop net hierso. En dan het ons weer eens 'n onafhanklike onderneming om seker te maak die regte identifikasiekode kom op die lam. AA, dit beteken die ouderdom. Dan het ons die vetdikte. Nou die vetdikte hardloop van 'n 0 tot 'n 6. 'n 0 het absoluut geen visuele vet nie. En 'n A2 is die perfekte ou braai lam choppie wat ek sal voorstel vir die huisverbruiker. Nadat die karkas dan sy klassifikasie gekry het, het hy ook dan die identifiseringskode wat kom. So ons het volle rekord vanaf die plaas deur die slagfasiliteit tot op die persoon se bord. Die protokol hierso is verskriklik streng en hulle wil regtig vir die verbruiker 'n kwaliteitsstuk vleis aanbied. En die rede daarvoor is dat ek nie 'n A6 lam by hom koop teen 'n goedkoper prys en dit by my winkel verkoop teen 'n A2. Okay, dit hou daai track record. Dis deel van om die verbruiker te beskerm deur middel van identifikasie. Ja, maar die belangrike ding is om te weet wat jy koop. Maar vra jou slagter, deesdae jou slagters weet wat hy koop en dis waarom daar 'n verhouding is met jou slagter. Delico het verskriklik baie afdelings. Hierdie ou doen dit, daai ene doen dit en toe neem Henry ons in die afvalarea in. En toe ek links kyk, toe sien ek daar staan rye en rye skaapkoppe wat 'n bietjie van 'n snaakse beeld is om te sien so vroeg in die oggend. Verder deur is daar 30 mense wat net besig is om hierdie afval te bewerk en skoon te maak. Hoe dit werk is, dit gaan redelik vuil as jy dit so wil sien, bloederig en nog bietjie goedjies in en aan die einde is dit hierdie pragtige skoon vleis wat eintlik eetbaar lyk. Goed julle, ons het nou die slagting van die skaap lekker deeglik hanteer, né? Vir vandag se uitdaging het ons die lamwange nodig vir Bertus. Hierso is nou skaapkoppe wat reeds voorberei is. Dit is hoe 'n skaapkop lyk nadat hy mooi skoon geskraap is. Daarso het ons pens, daar's die tongetjie, die harsings, baie gesog, verskriklik duur, 200 plus R250 'n kilo. Ek wil gehad dat hulle moes die kop in sy rouste vorm behandel. Hierso het ons van die snoet, van die skedel, die lamwangetjies onder andere. Mooi vleis. So 'n klein stukkie vleis, ja. Heerlik. Skoon afval. Mens kan nog steeds die skaapkop sien, maar dit lyk glad nie vir my sleg nie. Dit lyk eintlik lekker. Hiervoor nou toe het ons die potjies wat natuurlik ook mooi skoon geskraap is en klein stukkies. Dis nou wat jou breedie lekker dik maak, né, wat daai gelatine afgee. Ek het een keer in my lewe al per ongeluk afval geëet. Toe ek wakker word, toe dog ek, oeh, hier's 'n lekker breedie en toe is dit definitief nie gewone breedie gewees nie. Die geheim van 'n topgehalte afval is hy moet vars geskraap word. Dis hoekom hierdie opset so ideaal is, want van die slagpale af word die afvalle dadelik verwerk, skoongemaak binne 'n periode van 12 ure voor dit gevries word.
As jy jou vuil afval vries en dan moet verwerk, dis wanneer jy sukkel om daai smaak uit te kry. Mense het my al bang gepraat vir afval, maar hierdie, hoe dit skoon gemaak is, hoe netjies dit lyk, ek gril glad hier, is niks snaaks nie. Ek dink ek sal nogal se keer die afval kan deurwerk. Hierdie kan jy net in 'n pot gooi, die speserye by. Dis te maklik vir jou. So, vir vandag gaan julle vir ons hier begin. En toe tel Edu die hande kom. Ek dink ek het trane in my oë gekry van skok. Julle gaan die koppe skoon skraap en daarna gaan ek vir julle wys hoe om die Dis bietjie skerry. die wange te verwyder. Edu 10, Anita 0. Nose to tail. En dan gaan julle. Daai 2 skape kyk vir ons. Ek het dit nie verwag nie. Dit was ek hou nie af van nie. Ek hou regtig net, dit was vir my baie gross. Kom gaan. Vanaf water toe. Mind over matter. Jy sit hom in die water sodat die haartjies kan loskom, die haartjies op sy neus. Jy voel dit ook so, dan kom dit in sulke klossies uit. Ek of ek verdrink. Ooh. As ons hom net eers een keer in die water gekry het, was dit vir my oukei geweest. Die proses van in die water sit, die borreltjies gaan nog uit. Dit lyk amper soos die begin van 'n horrorfliek. En dan oorhandig hulle amper baie grasieus vir jou so 'n mooi cone wat jy hom so 'n bietjie mee kan krap. My maag kan nie dit doen nie. Ek het gesien Anita koort nou iemand sterk langs haar. Toe besef ek dit gaan ek moet wees. Albei. Ja, goed. Kan ek my hakkie uithaal? Myne trek sy gesig so, kyk daar. Ja, maar hy kom uit 'n warm bad uit Anita. Volgende het ons gevat na nog 'n bad, toe seker warmer water om weer hom bietjie daar te laat rus. En dan het hulle so 'n snaakse masjien wat nou al daai fyn haartjies, die meeste van dit nou afskerp. Lyk amper soos 'n car wash, maar net vir die horrorfilms. Jy moet maar deurdruk hierso, hier sien sissies hierso nie. En dan begin jy nou met 'n menorah bly. Al daai skaap se hare afval. Dit is nogal 'n tricky business daai. Get hom. Die nuwe inding is ons nou dat almal hulle baarde baie netjies keer, maar hierdie een is die hele gesig wat ons moet mooi skoon maak. Okay. Vorder julle klaar? Ja, is redelik glad. Dit is redelik daar. Nou maar goed, bring daai, dan gaan alles gou die wange uit. As hy eers skoon is dit fyn. Dan jy skoon deur en dan begin hierdie vleis werk. En ons is mos agter die wangetjies aan, so ons moet sorg dat ons 'n mooi skoon skaapkop het. Die gedeelte wat ons vandag benodig is hierdie wangvleise. So ek gaan 'n lyn hierso trek, net so onder die kaak en dan hier onder deur die oog. Dan gaan ek hom hier agter die kaak weer losmaak. Ek gaan hom basies van onderaf net so teen die kakebeen afskil tot bo, waar ek hom dan onder die oog gaan losmaak. Ek weet nie wat hy in sy spaartyd doen nie, of hy hierdie goed dalk oefen of wat ook al, maar as hy in 'n skaapkop vat, dan lyk dit of hy dit elke dag doen. As hy 'n struis vat, dan lyk dit of hy dit elke dag doen. Alles word natuurlik gebruik van die kop, né? Die res van die kop word afgeskil en ook verkoop. Vandag as jy net agter die aan, maar kyk hierso, kyk Dis 'n wangstuitjie. Dis vleis, dis skoon vleis. Dis 'n baie delikate stukkie vleis. Dit lyk eintlik soos 'n klein stukkie steak. Goed, is julle reg? Yes. Kom maar toe. Val weg. Ons doen dit. Dit maak baie sin eintlik as jy daaroor dink. Jy sny hom net op sy kakebeen, hierbo ook en dan teen die oor. So as jy hierdie stukkie vleis kan loskry, gaan jy eintlik aan die binnekant 'n baie mooi stuk vleis hê, amper soos 'n klein stytjie. En daar's ook 'n mooi stukkie vleis hier voor. Ja, hier's baie vleis. Dit is nou vir my lekker om die vleis te werk, om mooi te sny. Ek het heeltemal iets anders verwag. Ek het nog nooit self met dit gewerk nie. Nou begin jy van onderaf teen die kaak. Kyk, nou daar is dit Dan werk jy net al teen die been op. Jy kan hom dalk net hier onder die kenhoek losmaak. Daar's 'n streep trek. So hy gaan begin. Ja, nou is dit goed. Hiereens Anita was bietjie fyner geweest. Ek is sommer net ingeval, ek het dalk 'n bietjie te diep ingegaan. Nee, jy het my 'n bietjie vleis Vleis daar daar agter gelos, né? Maar toe maar jy het nou nog 'n kans as jy die kop omdraai. Maak die spier daarso waar hy reg los, dan kan jy daai vleis saam met dit vat. En dit kan ook saam met die steel gaan. Jy moet maar mooi sny en dat jy nou nie been uitsny nie en dat veral nie vleis agterlos nie, want daar is so min. Maar hy draai die ander kant. Ek wil hulle moet alles ervaar in hierdie vleisreis. As hulle slagmeester wil wees, dan moet hulle bereid wees om hulle hande heeltemal vuil te maak. Hulle moet elke deel van die proses verstaan en ook kan doen. As hy. Ek sien nogals uit daarna om hierdie skaapwangetjies gaar te maak vanaand. Goed julle, hierdie lyk vir my goed. Kom ons maak dat ons terugkom by Boer en Butcher dat ons hierdie verbergdes kan voorberei. Hallo. Hallo.
gaan dit. Daar het ons nou ons lamwange. Het julle resepte agter mekaar? So, so. Hierdie is die eerste vir my, so. Bertus, gou vinnig, het jy enige wenke vir hulle? Ja, natuurlik. Ek meen dis 'n baie cool stukkie vleis. Geet 'n bietjie tyd. Dis nie vir dit nie, hè. So my voorstel is low and slow. Ek gaan nou maar soos 'n potjie benader en hom lekker lank tyd gee. Ja, ek kan dit ook oorkook, hè. So versigtig, net die timing reg kry. Moet nou nie dit sê nie, asseblief. Maar daar het julle dit, né? Dit gaan 'n tydjie neem. So ek dink ons moet maak dat julle 2 dae in die kombuis kom. Ja, ek dink ook so. Ek is heeltemal uit my diepte uit. Ek het in 'n huis groot geword waar dit nie ter sprake is nie. So ek weet nie of mense dit kook of maak of grill jy dit. Ek het geen idee wat om te doen nie, maar gelukkig toe ek na Anita kyk vanoggend, toe sien ek sy lyk ook so, sy het 'n bietjie ander uitdrukking op haar gesig. So ek dink sy is ook bietjie uit haar diepte uit. Jy reg vir vanaand. Ek was laas so reg by my eie geboorte dink ek. Ek is nie 'n girl wat ooit in my lewe afval eers geëet het nie. Wat tog te sê van afval gaar maak. So, dis nogal 'n uitdaging en 'n half vandag. Gaan jy hom gou 'n bietjie brown? Ek gaan hulle net gou kleur gee. Hierdie lamswange moet lank kook. So ek moet so vinnig as moontlik werk. Die wangetjies gou eers bruin maak, bietjie met sout en peper gee. Dit ruik soos klein stukkies steelvleis. Ek het gedink ek gaan 'n potjie maak, want Bertus het gesê low and slow en dit is hoe mense maar potjie maak. Ek dink ek gaan so amper in die rigting van 'n lamwang potjie met 'n tomatiebasis en dan gaan ek dit bedien op kool en bacon. Jo, dit ruik anders, nee Anita. Jo. Uit die grond uit. Ek gaan lekker eie braai met selery en wortel. Ek is baie lief vir selery in sulke goed. Ek moet sê ek is eerlik bietjie nervus vir vanaand, veral wat ons tyd aanbetref. Ja, Bertus het gesê dis 'n rare vleis om te kan kry en goed. Dis is 'n delicacy. Ja, Dis daai grand goed wat jy in 'n restaurant bestel. Ja. Omdat ek nie baie gemaklik is met die afval kook en die potjie daarvan, gaan ek 'n lekker bykos maak. Maar my potjie gaan bestaan uit die gewone eie, bietjie wortel, knoffel is belangrik, lekker spices, timie, basilblare en dan gaan ek ook 'n bietjie van 'n tamatie ondertoon gee wat sommer uit die blikkie uit gaan kom. Hoorie, ek sien jy daarom 'n rooiwyn nie. Is dit om in die kos te gebruik of gaan ek en jy dit gebruik? Ek dink ons het dit nodig vir ons senuwees vanaand. En dan moet die proses maar net aangaan. Dan moet hy maar kook en kook en kook en kook totdat dit sag raak. Ons resepte is baie dieselfde. Ja, maar ek is mos net nie so lief vir die alkohol soos jy nie. Ja. Wat kort, nog selery. Jy sien, klink of hy lekker is, hè? Nou Anita, jy's nou nie soos ek nie. Ek doen al hierdie goed uit my kop uit. Ek doen wat my hart vir my sê as dit kom by die potte. Ja, ouer gewoonte sal Anita my die moeilikheid kom help. Help my asseblief. Okay, wag. Het jy nog nooit iemand gehelp nie? Fokus. Nee. Kom. Hier is 'n lepel. Nee, daai is vye lepel met slegte goed op. Is al genoeg vloeistof. Toe ek dink net my vloeistof in my pot is nie genoeg nie. Toe sê sy, ag man, gooi net so 'n bietjie water by. Heel rustig. So, dis hopelik werk dit. Dalk het sy my van die wal af in die sloot ingelei. Anita, die dekkel gaan nie bars nie, né? Ek hoop so nou. Okay, gaan ons. My dis gebeur op die stoof en sy dis gebeur in die oond. So, tralala, ons kyk maar wat gebeur. Dit moet lekker wees. Bertus is baie intimiderend. Hoe lyk jy as jy intimiderend is? So, ek gaan gou vir jou 'n intimiderende gesig gee. Ons gas vandag is Bertus Passon. Dit maak my regtig op my senuwees want hy is so innoverend, hy is so bekend, hy's so goed en gemaklik met kos. So kyk hoe kroek jy met die kool. Kan ek sien? Ja, ek kan hom dalk roer. Wat's nie sousie? Kan ek sommer Rooi wyn. Hy voel vir my 'n bietjie te wynerig. As ek maar ek kan nog kook. Ek gaan nog 'n bietjie afkook. Dis Ja. cool, hè, maar dit lyk ryk. As dit nou nie erg genoeg is nie, moet ek nou nog vir Bertus Passon hierdie afval gaar maak. Jy lyk confident. Dis al wat ek het. Ek is bekommerd dat die vleis nie heeltemal sag is nie. Ons tyd is bietjie beperk en dit is so delikate snit dat ek dit regtig nie wil opmors nie. O, hier is julle, ek is so bang nou. Seker nog so halfuur of so dan as jy klaar. Jy sê sulke mooi goed vir my. Hy het Anita se geproe en geruik en myne het hy so amper net so of ja, dit lyk reg. So ek weet nie lekker nie. Anders 'n bietjie agter sal ek sê. Goed. Daar's daarin 2 potte, daar's kos in 'n pot. Dit lyk lekker, dit lyk eetbaar. So kom ons kyk wat gebeur, hè. Dankie dat jy sien later. Ek is nog steeds op my senuwees en ek dink dit vang bietjie van Anita want ek gee nogals voor dat ek baie op my gemak is en ek speel bietjie met haar, maar dit is my senuwees wat definitief oorkook nou. Hy het definitief baie meer confident geraak in die kombuis. Hy weet wat hy doen. Dit lyk lekker. My eindproduk is baie mooi. Lekker mashed potatoes en sousie.
Kom ons hoop vir die beste. My potjie het nie heeltemal uitgekom soos ek dink nie. Ek hoop regtig nie ek het dit opgeneek nie. Ek dink dit gaan regtig gaan oor wat het jy fyner gedoen om hierdie dis 'n wen dis te maak. Fantasties. So. Maar dit is van jou resep. So onder is die gebruikte kool. Ja, daar's kool en daar's miskien so 'n surprise element ook daarso. En dan het ek maar net aardappels bietjie gerooster met so 'n bietjie roosmaryn en dan is dit nou natuurlik die skaapwange. Nice. Ja, Anita, wat het jy Ek gedoen? het meer gegaan vir die rooiwyn en die kruie en so. En dan het ek lekker mash onder gemaak met so gebrande bottertjie in. Brande botter of bruin botter? Bruin botter. Ja, daai storie. Dankie julle. Ek en Bertus gaan gou 'n bietjie proe en dan sal ons julle nou weer inkry. Goed. Ek weet nie wat Edu en Bertus se smaak gaan wees nie en ek het ook nie Anita se ingeproe nie en dit is die heel eerste keer in my lewe wat ek lamwange proe. So ek weet nie hoe moet dit proe nie. So ek gaan vir jou vra jou eerste indrukke. Ja, kyk, hulle het altyd verskillende koolis. Baie verskillende resepte. Maar kom ons begin met Marie se bord. Okay. Skierig, sappig. Daai bietjie rokerige smaak, smokiness uit die spek uit in die kool. Maak nog 'n goeie dis, hè? Dit is regtig stresvol. Bertus se presence, Edu het so half 'n bietjie van 'n houding. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Dalk is dit Bertus wat afsmeer op hom. Ons kan dalk vir Marie leer om bietjie mooier te present, maar dan kan ons net 'n paar rand vra vir dit. Ek dink ek staan 'n goeie kans as hulle hou van daai old school rooiwyn, lang kook en mashed potatoes. Hierdie is 'n bietjie eenvoudiger, net kapokkartappels, gestoofde lam. Dit lyk donkerder, jy weet. Dit ruik heerlik. Middel van die winter voor 'n vuur met donker sous. Bietjie soet. Dit is flippend lekker kos. Dit is awesome. Ja, Dit is baie regtig heerlik en beide van hulle dink ek het goed gedoen. Amazing. Kom ons kry hulle in. Mash in 'n sousie, veral so rooiwyn sousie, dis altyd 'n wenner. Ek hoop my lamswange is saag. Welkom terug. Ons het heerlik gesmil aan julle disse. Anita, dan begin ons sommer hier by joune. Lekker kapok aardappels, rooiwyn, jy weet ek kan nogal myself sien in die winter voor 'n kaggelvuur met 'n glasie rooiwyn. En hierdie ouetjie, die lam was regtig wat mooi getrim en goed gaar gemaak. Ja, so, weet nie Bertus? Ja, maar jy kon mooi na die lam gekyk het, jy weet, kon 'n bietjie beter getrim het en so aan, maar 'n goeie dis nie te min. Nou wil ek net vir julle herinner dat vanaand se wenner wegstap met daai pragtige mooi potjie en soos julle weet, is daar net een wenner en vanaand is geensins anders nie. Anita, ek het baie van jou dis gehou. Maar vanaand is dit ongelukkig nie jy. Ja. Maar baie geluk. Dankie. Beide van julle se disse was goed geweest. Ek en Bertus het net gevoel die kompleksiteit van jou, weet, jou geure. Alles is net baie goed geseason. Al die smake werk goed saam, so well done. Maree is besig om te groei in statuur. Ons het vanaand gehad as Bertus was son, wat duidelik beïndruk was met Maree se dis. Ek is baie bly ek kon vir Bertus impress. Ek sal baie graag volgende keer sy weergawe van lamswange wil proe. Maak jy weer terug volgende week en ons pak hom weer aan en ons smile and wave.